Ons gaan die Bybel nou oopmaak by Johannes se laaste hoofstuk, Johannes 21. Johannes 21, dit is 'n wonderlike skrifgedeelte en die feit is dat dit is die laaste keer wat Jesus verskyn het aan sy disippels voordat hy opgevaar het na die hemel. Ons lees vanaf vers 1. Verskoon, na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn. Daar is by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didymus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toegegooi en deur die menigte van die visse was hulle nie meer in staat om dit uit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bokkleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Maar die ander disipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en 'n vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel hulle so baie was, het die net nie geskeer nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om te vra, wie is u nie? Omdat hulle wist dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het? Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jou self gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, deur hoedanige dood hy God so verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus lief gehad het en een wat by die maaltyd op sy bors geval het en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy moet bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woorde toe onder die broeders uitgegaan dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het en ons weet dat sy getuienis waar is. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die hele wêreld, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Wat 'n wonderlike
God aanbid ons. Nou, hierdie verhaal is baie diep. Daar's 'n paar afdelings, soos toe Jesus vir Petrus sê, het jy my lief. Mense dink baie daaraan en baie mense praat en vra. Ek het nou eendag weer 'n program gekyk waar die ateïste en die Christene mekaar aanvat en dat daardie ateïst sê, waar was God voor die skepping? Daar's 'n ewigheid terug. En hierdie persoon het God geken en hy ken Jesus. En hy sê vir hom, God was altyd daar. Maar hy sê, maar wat het God gedoen? Hy sê nee, God het nie nodig om iets te doen nie. God vervul homself in sy drie-eenheid. In die ewigheid terug was die drie-eenheid daar, selfvervullend en geen behoefte het ooit by God bestaan nie. Totdat hy gedink het daaraan om sy grootheid en sy liefde uit te brei en na ander toe te bring. En toe het hy die mens geskaap en smeer. Toe begin die skepping. Maar dit ook al daar gelaat. God het niks nodig gehad nie. Daar's nie 'n punt in die ewigheid nie. Daar's nie 'n begin nie. Hy was altyd daar en altyd was hy selfgenoegsaam. En ons hoef nie te sê selfonderhoudend nie, want God onderhou nie self nie, hy's God, hy bestaan net en hy's altyd volmaak. Goed. Maar nou wil ons so 'n bietjie kyk na die woord van God vanmôre, wat hier vir ons so 'n bietjie dieper oopgemaak word as ons daarna kyk en as ons daarin delwe. En dit gaan hier oor die dieptes van Jesus. Die dieptes van die Here Jesus wat in die woord geopenbaar word. En hy gebruik hierdie geleentheid van die visvangs om vir ons iets te verduidelik. Iets wat verborge is onder die oppervlakte, want daar's baie dinge wat verborge is onder die oppervlakte, wat baie mense nie weet nie. Net die wat werklik diep wil ingaan in die woord van God sal dit ontdek, en daarom is ons hier om uit te lei en te leer omtrent hierdie dinge, die dieptes van Jesus. So, as ons kyk na die 4 evangelies, eerstens, daar's 4 evangelies, en elkeen van hulle het 'n spesifieke impak en 'n spesifieke doel waarom dit geskrywe is. Die eerste evangelie van Matteus moet ons altyd onthou, is hoofsaaklik geskrywe met die oog op wat die Jode nodig het om te weet dat Jesus koning is, die leeu van Juda. Markus is geskrywe om Jesus voor te stel aan die Romeine en hulle te oortuig dat Jesus 'n dienskneg was, nie 'n filosoof of 'n ding nie. En dit het die Romeine heeltemal omgekeer. Markus is 'n fantastiese evangelie wat geweldig baie effek in die wêreld het tot vandag toe. Lukas is aan al die mense geskrywe, ek sê dit baie dikwels vir u, en daar word Jesus geopenbaar as die mens, die seun van die mens. Dan Johannes, hier waar ons nou is. Hy is geskryf hoofsaaklik aan die kinders van God, en daarom is daar goed in Johannes wat in die ander evangelies nie geopenbaar word nie, en daar's dieptes in Johannes wat ons moet ontgin as ons dit wil lees. Die ander evangelies kan jy lekker lees en bestudeer, en jy gaan alles verstaan, maar nie hierdie boek nie. Hierdie boek is vir diepsinnige mense geskrywe, en daarom moet ons weet, Jesus word hier geopenbaar as God, en hy gaan vir ons goed wys wat net God het en weet. Hierdie wonderwerk wat hier gebeur, kom net in hierdie evangelie ook voor, die wonderlike visvangs. Nou, dit is vir die kinders van God om die dieper dimensies van hierdie evangelie te verstaan. En daarom is predikante en pastore en wie ook al geroep, soos Efesiërs 4 sê, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die woord van God te leer aan die gemeente. En luister dan maar as die gemeente moet leer. Ons praat van die vissermanne, en ons praat van die kant van die mens, die linkerkant van die skippie. Die hele nag het hulle die ou nette daar laat hang, gehoop daar kom 'n vis daarin. Nie een nie, niks. Dis die kant van die mens se bedryf in die lewe. Die evangelie van Johannes is geestelik.
Hierdie ding van hulle was nie geestelik nie. Hulle het vis gevang, hulle het nie gedink aan die visse nie, hulle het nie gedink dat Jesus gesê het, julle gaan vissers van mense wees nie, hulle wou net hulle pot vol maak. Daar is geen sukses in so 'n lewe nie, as dit net om myself gaan, en om die tydelike dinge, die oppervlakkige dinge. Die linkerkant van die skipie is die oppervlakkige deel van die lewe. Die dimensie van Jesus is aan die ander kant. Saam met hom is daar oorvloed. En as hulle dit geweet het, sal hulle daai nag al so gedoen het, maar Jesus wou dit nie gehad het nie, daarom bly hy stil, totdat hulle sien, hulle pogings was misluk. Saam met hom is daar oorvloed. En in jou en my lewe moet daar altyd oorvloed wees. En dit kan dit wees saam met Jesus. Hy is die een wat oorvloed in 'n mens se lewe inbring. En net in die mens se lewe wat hom ken, en wat hom beter wil leer ken. Dit is lekker om te sê, ek ken Jesus, en jy loop daar buite rond. Maar om Jesus te ken in die verborgene is iets anders. Om hom te leer ken in die verborgenheid van God is iets heeltemal anders. Daar sien jy die lewe van oorvloed eers. Baie Christene is in die kerk, baie mense sit in die kerk, en hulle word genoem Christene, baie is nie Christene nie, baie is. Ek kan nie oordeel nie. Maar, daar is baie min wat die lewe van oorvloed ingaan. En ons moet vanmôre daarna kyk. Goed, die groot visse is die visse in Jesus se dimensie. Die woord groot is ook nog 'n betekenis in hierdie verhaal, maar ek gaan nie alles kan noem nie, ons sal 'n hele dag lank moet praat. Hy sê in vers 6, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van die visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daar was nie plek vir nog een vis in daai net nie. Jesus sou het ook nie toelaat dat daar nog 'n vis inklim nie. Daar was nie, want hier is 'n wonderwerk wat Jesus openbaar, en ons sal net nou 'n bietjie daarna kyk. Nie een vis of een minder vis was in daai net gewees nie. Dis God se net gewees. God het daai net gegee, of oorgeneem, en hom vol visse gemaak wat hy daarin wou hê. Onthou dit net. So, ons kry hier in hierdie verhaal ook die openbaring van Jesus in sy opstandingsheerlikheid. Na sy opstanding kon niemand Jesus meer sien uit nuuskierigheid, of sommer net in die algemeen nie. Hy het net verskyn aan die, seker is. Toe hy nog hier rondgeloop het en sy werk gedoen het die Grieke na Nathanael toe gekom en gesê, ons wil Jesus graag sien. Toe vat hy hom na Jesus toe. Daar is nie nou meer sulke dinge nie. Hy is nou gereserveer vir sy kinders en vir die dieper dinge van die geestelike lewe. Die ander het niks daarmee te doen nie. Die evangelie van Johannes lei miljoene mense na Jesus toe, maar dis nie waarom dit gaan in hierdie gesprek nie. Nie Maria, die Emmausgangers of enige iemand het hom herken voordat hy hom ook nie aan hulle geopenbaar het nie, soos hier op die strand. Hierdie mense weet van Jesus, en ek dink as hulle mooi gekyk het, sou hulle gesien het, maar hulle was net besig met hulle leë net wat hulle hier gekarring het. En hulle sien hom nie raak nie. Maar Maria ook by die graf, het sy hom nie herken nie en vir hom gevra, waar het hulle hom neergelê? Die Emmausgangers het saam met hom geloop vir 'n paar kilometer en hom nie herken nie, totdat hy aan die tafel gesit het, saam met hulle in die brood gebreek het, lees maar in Lukas 24. En hy openbaar hom na sy opstanding aan die, wat hom wil ken. Nie net in die algemeen nie, die wat hom wil ken. Daarom is dit die gees van God wat in mense se harte werk, en die geroepenis van God wat mense na Jesus toe trek, sodat hy aan hulle geopenbaar kan word. Daarom moet ons sielewenners wees. So, na sy opstanding deel hy homself ook net met hulle wat aan hom glo. Hier het ons 'n baie groot saak. Hy openbaar hom net aan hulle wat in hom glo. En elkeen wat 'n Bybel het, en elkeen wat in 'n kerk gaan, of elkeen wat in Suid-Afrika woon, sê ek glo. Jakobus het dit gelukkig reggestel in Jakobus 2 vers 19. Jy sê daar is een God, jy glo daar is 'n God. Die duiwels glo dit ook. Maak nie verskil wat jy glo nie. Maak 'n verskil wat jou verhouding met Jesus is, nie wat jy glo nie. Geloof speel 'n rol daarin, ja, ons kan nie dit afmaak nie, maar hy het homself gedeel
net aan hulle wat in hom glo, en vandag doen hy dit nog. Hy deel homself met ons vanmôre hier, en daar buite wat jy na kyk. Die wat in hom glo. Daar is 'n verskil om aan Jesus te glo, en daar is 'n verskil om in hom te glo. Om in hom te glo bring ons in sy dimensie. Om aan hom te glo is maar net 'n algemene verstandsuitspraak. So, hierdie verhaal bevestig sy liefde en sy betrokkenheid by hulle wat aan hom behoort. Sy betrokkenheid by jou en my. Sy liefde vir jou en my. Daarom moet ons antwoord. Daarom moet ons nie bly, soos Hebreërs 6 vers 1 sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundamente lê van die bekering en dooie werke, en van die doop en die handoplegging en so meer, maar ons moet na volmaaktheid strewe. Hy praat van, en met kinders van God, jy moet strewe na volmaaktheid, moenie tevrede wees met jouself ooit nie, nie een dag nie. As jy met jouself tevrede is, sal jy die Bybel lees en dit sal vir jou niks beteken nie. Maar die oomblik wanneer daar 'n behoefte is om 'n beter en 'n sterker Christen te word, dan begin die Bybel oopgaan vir jou. En dis wat hier geleer wil word. Moet nooit asseblief tevrede wees met jouself nie. Dis een van die grootste sondes wat 'n mens in jouself kan doen, is om tevrede wees met jouself. Verwerp dit asseblief vanmôre. So, hoe openbaar Jesus hom aan ons? Ek gaan nou nie in die lys ingaan nie, was so lang lys, maar hy openbaar homself in tye van geestelike stryd en twyfel. Hierdie mense was moedeloos. Daar is nie kos by die huis nie, die vrouens is kwaad as hulle nie visse bring nie, en allerlei goeders in die net lang hierso, daar's niks nut vir hom nie. Hulle pogings het niks uitgebring of opgebring nie. En hulle het stryd. Nadat Petrus klaar moedeloos geraak het voorheen, het hy gesê, ek gaan visvang, en die ander sê, ek gaan saam met jou. Hulle was moedeloos. Hulle het Jesus verloor, hy is weg. En nou staan hulle alleen. En hier kom die duiwel en begin met hulle praat. En Petrus sê, man, ek gaan nie na hom luister, ek gaan ten minste terug, ek gaan visvang. En ek gaan my roeping vervul om visserman te wees. Maar in hierdie tyd van twyfel en stryd openbaar Jesus hom op die regte oomblik, op die regte minuut. Hy openbaar homself in ons uur van mislukking en teleurstelling soos met hulle. Baie keer is ons so teleurgesteld. Ons kom op die einde van onsself. Jy wil net moed opgee. Jy wil net die dimensie van depressie gaan ondersoek en sien, pas ek nie daarin nie. Dan kom Jesus en hy sê, hier is ek. Moet dit nie doen nie. Moenie moedeloos raak nie. Moenie teleurgesteld wees in jou mislukkings nie. As jy nie misluk nie, is jy God. Dis hoe dit werk. As jy dink jy kan nie misluk nie, is jy God. Is net God wat nie kan misluk nie. So, gebruik jou mislukkings. Geniet dit. Job het gesê, die goeie het ek in die hand van die Here ontvang het, sal ek nie ook die slegte uit sy hand ontvang nie. Moet ek nie dit ook geniet en waardeer, dat God my soveel vertrou, dat hy my toelaat om mislukkings te maak waaruit ek kan leer nie. En dis wat hier met hierdie lot gebeur het. Simon Peter sê vir hulle, ek gaan visvang. En het klaar daaroor gepraat. Hulle sê vir hom, ons gaan saam. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim. En daar die nag het hulle niks gevang nie. Niks. Hoekom? Hulle het geweet, Jesus het opgestaan, het aan hulle verskyn. Hulle het geweet, hy is iewers. Maar hulle is nou bang, hy het hulle verlaat en op hemel toe gegaan. En hulle draai hulle rug op hom, deur hulle eie ding te gaan doen. Hulle lankmoedigheid het hulle gefaal, hulle geduld het hulle gefaal, en hulle draai om en hulle gaan terug op die ou pad. Baie kinders van die Here gaan terug op hulle ou pad. My godsdienst werk nie uit nie. Jesus verskyn nie aan my nie, hy praat nie met my nie, ek gaan maar terug, want dit werk nie. En so verlaat miljoene mense die kerke. Daar is 'n program wat ek gekyk het nou die aand, waar hulle praat van 50.000 kerke elke jaar sluit in Amerika. Mense het net nie meer die lus om die Here te dien nie, want hulle is te besig met hulle eie program, soos hierdie lot met hulle vis. Hulle wil hulle eie ding doen, draai die rug op Jesus, hy's daar iewers,
Maar hulle draai om en hulle gaan in hulle rigting, hulle gaan hulle dinge doen. Wat van die teleurstelling, die nag, dit bring ons soms teleurstelling. Wanneer jy omdraai, wanneer jy Jesus verlaat, word dit nag in jou lewe. In Johannes 13, toe Judas uitgaan, die laaste vers in Johannes 13 sê, en dit was nag. Judas storm die nag van die ewigheid in. Soos daar baie kinders van God wat omdraai, die rug op Jesus draai soos Judas. En dit word nag. Dit was nag. Is daar nag in jou lewe? Is daar lig in jou lewe? Is daar dag? As Jesus Christus nie 'n persoonlike werklikheid vir jou is nie, is dit donker. Moenie jou laat bedrieg deur die son wat skyn in hierdie ligte nie. Die disippels kon geen vis vang nie. Wat 'n teleurstelling. Hulle was nie so voorheen nie. Sulke tye kom ook in ons lewens. Ons kry niks reg nie. Alles loop net verkeerd, al mekaar. Totdat jy terugdraai na Jesus toe. Ja, miskien het ons nie almal veel sukses in ons lewens nie. Ek weet. Ek is ook 'n mens. Daar's baie min sukses in 'n mens se lewe. Totdat jy besef, daar's iemand wat my sukses bepaal, en dis ek. So, miskien moet jy van die vrugtelose see af strand toe kyk, en miskien sien jy weer vir Jesus daar op die strand, soos dit gebeur het. Hy was daar, het hulle net 'n rukkie gelos om te kyk wat doen hulle. En hulle draai om en hulle gaan. En toe hulle terugdraai, toe staan hy daar. Dit was seker net dit was 'n nag gewees, maar dit was net 'n rukkie gewees wat hy hulle hom nie laat sien het nie. En toe kom hy terug. As hulle daai nag gaan slaap het en die môre opgestaan het en strand toe gaan het, het hulle hom seker daar gekry, maar God wil hier iets bereik deur die opset. Hy sê baie keer vir ons, jy moet voorbegin, jy moet oorbegin. Gooi net die net aan die ander kant. Jy gaan nie sukses in jou net sleep hier in die water aan die linkerkant. Maar gooi jou net aan die regterkant. Laat my dink aan Prediker wat sê, die hart van die dwaas is na links en die hart van die wyse is na regs. Hierdie dinge tel by God. Regs is altyd by God, die regte kant. Die dwaas is altyd links van die regering en so meer. Maar gooi jou net aan die ander kant uit. Probeer God se plan. Los jou plan so bietjie. Julle plan het nie geslaag nie. Nou is julle aan die einde van julle self. Julle het nie kos nie, julle het nie hoop nie. Julle gaan nie weer terugkom nie, want daar's nie vis nie. Maar Jesus sê, daar's 'n dimensie wat ek julle wil instuur. En hierdie dimensie is baie diep. Daar's baie visse daar. Goed. Eksodus 14 vers 14 beloof God aan die Israeliete, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Hy wil by ons wees. Hy wil ons geveg vir ons veg. Hy wil ons probleem vir ons hanteer, maar ons slaan soms toe. Ons kyk nie altyd nie. Is goed. Ons kyk nou 'n bietjie na die legkaart van die Bybel. Dis waarby ons wil uitkom vanmôre in hierdie verhaal. Jesus open 'n legkaart vir hierdie mense en vir ons, en besonder ons. Ek weet nie of hulle dit self verstaan het nie, dit was te vinnig. Maar navorsing dui dat Jesus hier iets openbaar wat geen mens kan verstaan nie. Dis te lank, ek kan nie die helfte daarvan praat vanmôre nie. Maar die verhaal van die wonderlike visvangs open sekere verborgde dieptes van die evangelie en van Jesus Christus. Daarom moet ons geloof daardeur bou. God wil ons moet leer om dieper te glo, om God dieper te vertrou. En dis hoekom hy hierdie goeders openbaar aan sekere mense. Nie aan almal nie, selfs nie aan al die Christene nie. Dit openbaar ook sekere aspekte van die voorkennis van God met betrekking tot die getroues van die ou en die nuwe verbonde. Jy sal sien as ek daaroor praat. Ek wil net sê, in die ou verbond, die Ou Testament, die Nuwe Verbond en die Nuwe Testament, openbaar God sekere aspekte deur dit wat hy vooruit weet aan mense. En hy het dit in die Bybel laat opskrywe, baie keer verborge. Psalm 25 sê, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees. Vir die wat hom vrees. So pas op.
Daar is 'n onbeperkte inhoud in die getal 153 wat ook weer die inspirasie van die Bybel bewys. Dit wat ons vanmôre oor wil praat. 153 visse in die net teenoor 0. 153 is 'n getal wat baie in die Bybel voorkom. Ek gaan net so 'n paar van dit wys om u geloof te versterk en om die interessantheid van die evangelie en die woord van God aan ons te verduidelik. Dit is baie belangrik om die boodskap van die 153 visse te verstaan. Maar jy moet baie diep gaan soek om dit te kry. Baie diep. Want is daar diep in daai visse se dimensie. So hierdie verhaal maak die Bybel vir ons op 'n ander manier oop. Dit maak Jesus se persoon vir ons op 'n ander manier oop. En kinders van God. 153 visse. Geen mens gaan daar sit, veral hulle, hier's Jesus. En hy staan nie en hy kyk vir hulle. Hulle gaan nie hierdie visse sit en tel nie, hulle gaan nie sê is baie. En kom ons maak gaar, kom ons gaan deel dit uit en so meer. Dis nie altyd dat mens so baie visse gaan tel nie. As jy miskien gaan visvang en jy sal 20 visse tel, gaan jy sê ek het 20 visse getel. Maar as dit hier by die 100 kom, gaan jy nie meer tel nie. Daar's 'n rede hoekom hulle dit moes tel, hoekom die Bybel sê dis 153. So, hy sê Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. In Lukas hoofstuk 5 is daar 'n verhaal van die vissers wat gaan visvang het. En daar was so baie visse dat die nette geskeur het. En dit was nie baie soos hierdie nie. Hierdie was groot visse. Daar was nie plek vir nog een nie. En die net het nie geskeur nie. Want dit is 'n wonderwerk. 153. Waarom hierdie getal? Ek gaan nou vir 'n paar feite net wys hier omtrent. En dan moet u maar net die Here verheerlik in die gedagtes en die hart as u sien hoe wonderlik is sy woord. Die getal van die wet in die Bybel is 10. Die getal van genade is 7. En dit saam is 17, né? As jy gaan begin by mekaar tel 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 tot by 17, dan is dit 153. So, daar is 153 en hierdie getal 17 omhels die geregtigheid van God wat die wet vereis en die genade van God wat Jesus is. 153, 10 van die wet en 7 van genade. So hier is 'n voltallige getal wat God wil gebruik om die ewige hemel te vul. En daar gaan nie net 153 mense in die hemel wees nie, verseker nie, dis nie wat ons bedoel nie. Maar dit openbaar God se geregtigheid aan die een kant in die ou verbond en God se genade in die nuwe verbond wat bymekaar kom as die woord van God en dit is 153 in die getal. So die disippels by hierdie vangs, baie interessant, Johannes 21 sê daar was bymekaar Simon Petrus en Thomas wat Didymus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus. Wie is hulle? Dis Johannes en dis Jakobus. Dis daai klompie wat daar was op die skip. Hy sê daar was bymekaar Simon Petrus en so meer en 2 ander disippels wat hy nie name noem nie, maar Petrus, Thomas, Nathanael, Johannes en Jakobus. Dis hulle wat hier genoem word. En as ons kyk na hierdie manne, hulle word 153 keer in die evangelies genoem. Hierdie klompie. Petrus, wat die evangelie na die Jode moes bring, word ook as persoon 153 keer in die evangelies genoem. Hy moes die evangelie aan die Jode verkondig. Hy was nie lekker daarmee nie, maar toe wys die Here vir my moed. 153 keer word Petrus genoem, wat die evangelie na die Jode moes bring. 153 keer word Paulus genoem, wat die evangelie aan die heidene moes bring en gebring het. Kan jy sien hoe volmaak is God se woord? Daar's nie een ding uit plek nie, daar's nie een tekort nie, daar's nie een te veel nie.
En dit sê vir ons, God het die woord van God laat ontstaan. Dis die woord van God wat ons moet lief hê, wat ons moet bestudeer met ons hele wese. Jesus het in die evangelie by 48 geleenthede 153 persone geseën. Hy het uitgegaan, uit mense geseën, as julle bymekaar tel is 153 persone. Johannes 20 vers 31 sê, hierdie is beskrywe, dis nou wat ons, net voordat ons gelees het in Johannes 20, staan hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Wat beteken dit? Glo plus Christus plus lewe, se ware is 153. Volmaaktheid van die evangelie en van God se woord. Glo Christus lewe tel op 153. Dan die seuns van God in Hebreëus is Benai Ha Elohim. Seuns van God, sy kinders, dogters ook is daarby. Hy praat net nie van die dogters nie, want hulle is stout. Maar die getalwaarde van seuns van God in Hebreëus is 153. Dis die net wat God gaan toetrek. Wanneer die einde kom, gaan daar nie nog een kan inkom nie. Wanneer die einde kom, gaan daar nie nog een ontbreek nie. Dis daarom dat Peter sê, die Here vertraag die belofte van sy koms, sodat sommige nog gered moet word. Seun van God is 'n volmaakte getal. God het bepaal hoeveel daar gaan wees, wanneer hy die net gaan toetrek, wanneer die hemelse deur gaan toegaan. Nou, Esegiel gee 'n interessante profesie. Hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek, dis nou in die Nuwe Jerusalem, en loop in die vlakte af en gaan na die dooie see, en die see word dit uitgelei, sodat die waters daarvan gesond kan word. En al die lewende wesens wat wemel oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe, en daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarheen gekom het, en die water sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom, dis nou in die dooie see in. En ook sal vissers daar ontstaan, van En-Gedi, dis een punt van die dooie see, af tot by En-Eglaim. 'n droogmaakplek vir nette sal dit wees. Na hulle soorte sal daar visse wees, soos in die visse van die groot see in menigtes. Esegiel kry 'n profesie toe hy die nuwe stad sien en die troon van God. Daar vloei 'n stroom uit, en hierdie stroom gaan af na die dooie see. En die dooie see kry lewe, daar kom visse in, en krappe en goeters. En daar is 'n plek waar die mense staan en vis vang by die dooie see, En-Gedi en En-Eglaim. En hierdie stroom gee lewe aan die dooie see, van daar tot daar. En dis 'n profesie wat die Here gegee het om ook die volheid van die evangelie te bevestig. Wanneer die dooie see lewe kry, wys dit op die ewigheid. God gee lewe waar dood is of was. Dis die ewigheid wat hier gesimboliseer word. Die evangeliese volheid word hier bevestig. Wanneer die dooie see lewe kry, gaan daar groot visse in wees. En daar gaan gevang word, en daar gaan geëet word, want God voorsien. Maar wat leer dit vir ons? Van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Dis 'n strook, 'n streek. Daar gaan mense vis vang. En Jesus is die groot visser van mense. Hy het gekom om vis te vang op hierdie aarde. En nou sê in die profesie, die getalwaarde van En-Gedi is 62, die getalwaarde van En-Eglaim is 91, en saam is dit 153. Dis 'n beeld van die nuwe lewe, waarin die kinders van God saamgevat gaan word, van die een einde na die ander einde. Dit verteenwoordig die hele wêreld. So dit is die wonder van die woord van God. Dit is die dieper dinge wat mense nie altyd raak sien nie, want hoe gaan jy dit raak sien? Iemand moet dit vir jou leer. God wag vir die visnet van die hemel om volgetrek te word, voordat dit finaal uitgetrek word. Wanneer Jesus kom, gaan hy visnet, hy gaan kom, hy gaan sy kinders kom haal,
soos in 'n visnet en hulle opvat hemel toe. Ek hoop jy's ook daar. Openbaring 6 vers 9 sê hierdie woorde. En toe hy die 5de seël opgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het, en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. Mense sê die derde wêreldoorlog is, hulle praat gestaand weer daarvan. Die derde wêreldoorlog is hier. Asof hulle dit gaan bepaal. Hulle sê Noord-Korea en Rusland en wie ook al gaan Amerika aanval, gaan Israel aanval. Dit staan nie in die Bybel nie. Dit staan nie daar nie. Die dag wanneer dinge tot 'n einde kom, moet die visnet voltallig wees. Daar moet 153 visse in wees. Hy sê hulle moet wag. Die mense is klaar daar. Jou geliefdes is daar. Hulle praat met Jesus. En hulle sê vir hom, Here, jy moet die bloed van hierdie goed op die aarde wreek op ons dood. Maar hy sê, wag nog 'n bietjie. Daar's nog wat moet sterwe vir my naam. Julle is nog nie voltallig nie. So, Jesus gaan nie die net trek voordat dit voltallig is nie. Mense wil die wederkoms verhaas. Daar's 'n teks in een van die Ou Testamentiese profeseë, kan jy nie die teks onthou nie, maar hy sê, julle moenie julle haas om die dag van die Here te verhaas nie, of te verwag nie. Werk man, doen jou werk. Die Here sal kom wanneer hy moet, en wanneer dit voltallig is. 2 Petrus sê, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar is lankmoedig oor ons en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Wie is die almal? Dis nie die hele wêreld nie. Die hele wêreld sal nooit tot bekering kom nie. Daar's mense wat hierdie dinge nie verstaan nie, soos Matteus 24 vers 14. Daar staan, want hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word tot 'n getuienis aan al die nasies en dan sal die einde kom. Nou sê hulle, die hele wêreld gaan die evangelie hoor. Ons moet sendingwerk doen, ons moet dit doen, ja, dis nie verkeerd nie, ons moet siele wen. Maar as die Here moet wag totdat die hele wêreld die evangelie gehoor het, sal hy nooit kom nie. Aan die wêreld aan wie hy dit wou bekend maak, sê hy in Kolossense hoofstuk 2, hy sê dit 2 keer, dat hierdie evangelie van Jesus is verkondig aan die ganse mensdom wat onder die hemel is. En as jy dit mooi gaan bestudeer, dan sien jy, dis die mense wat dit nodig gehad het om gered te word en wat sou gered word, is die evangelie verkondig aan die ganse mensdom onder die hemel, aan almal wat redbaar was op daai stadium. Matteus 24 vers 14 word heeltemal verkeerd vertolk. En nou sê hulle, die evangelie moet eers verkondig word aan al die mense op die aarde, dan sal Jesus kom. Dit staan nie daar nie. Hy sê hierdie evangelie van die koninkryk, dis die eerste verskil. Ons verkondig die evangelie van wedergeboorte, van redding. Die evangelie van die koninkryk is 'n boodskap wat in 1000 jaar vrederyk gaan gebeur, verkondig word. Hy sê tot 'n getuienis vir al die nasies. Ons evangelie is nie 'n getuienis nie. Dis 'n krag van God tot redding. Jy moet getuig as persoon, maar dit het niks daarmee te doen nie. Tot 'n getuienis vir al die nasies, dis in die 1000-jarige vrederyk. Gaan al die nasies Jesus in Jerusalem sien op die troon. En hy sê, dan sal die einde kom. Hulle sê, die einde is wanneer Jesus kom. Dis nonsens. Daar gaan nog 1000 jaar wees nadat hy gekom het voor die einde kom. Die groot oordeel en so meer. So, moenie laat mense jou mislei nie. Maar die punt is, terwyl ons hierdie dinge weet, pas op wat jy met God se woord doen. Deuteronomium 4 sê, julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie. En julle mag daar niks van weglaat nie. Moenie jou eie Bybel saamstel nie. Daar's baie mense, en predikante doen nie, dat wanneer het altyd sê, as hy so lank in 'n gemeente is, dan is die Bybel net so dun, dat hy weet nie meer waar om te preek nie. En hy het seker dit 'n grap bedoel, want dit is nie waar nie.
As 'n mens in 'n gemeente bly, word die Bybel al dikker. Dan kom al meer uit. Jy kan nie help nie. Hy word net dikker en dikker. Soos Johannes hier aan die einde sê, as alles moes beskryf word wat Jesus gedoen en geleer het, sal die hele wêreld hierdie boeke nie bevat nie. Word jou Bybel dikker? Of word hy dunner? Lees jy net hier en daar 'n stukkie? Gaan in die dieptes van die woord in, soos die 153. Openbaring 22 sê, as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan hierdie boek geskryf is. Moenie iets uit die Bybel wegneem nie. Moenie goed glo wat jy nie kan bewys nie. Baie mense stry met my oor goed. Baie. Van allerlei groepe en kerke. Dan sê ek vir hulle, kom ons kyk na die bewyse. Ek sê niks wat ek nie kan bewys nie, nie hier vandaan nie, ook nie by die huis nie. Ek sê niks wat ek nie kan bewys nie. En dis wat jy ook moet doen. Moenie agter hier ou aanhardloop en daai ou aanhardloop en sê, ek het 'n nuwe ding ontdek nie. Laat hy dit bewys, dan is dit waar. Daar is soveel valshede in ons tyd. Moenie daaraan vat nie. Moenie jou Bybel verwaarloos nie. Dit beteken ook, jy mag nie glo soos jy wil glo nie. Jy mag nie glo as wat jy wil glo nie. Jy mag nie skrif verdraai nie. Daar is soveel kultusse wat die skrif verdraai en glo wat hulle wil glo en wat een ou gesê het. Ek kan nie daarvan om name te noem nie, maar daar is kultus soos Jehovah Getuies, die 70 Adventiste en honderde meer, die Mormone. Hulle verdraai die skrif. Hulle verdraai die skrif en glo wat hulle wil glo. Daar is nou bewys, in die week het ek dit gesien, dat, en ek wil nie mense sleg maak nie, maar die 70 Adventiste is 'n deel van die Illuminati. Dis bewys. Hulle het sy simbool en alles. So, moenie agter mense aanloop nie. Beproef die mense wat oor godsdienst met jou praat en oor Jesus. Ja, ek sê altyd vir mense, as jy agterkom ek lieg vir jou, gaan haal klippe daar buite en gooi my dood. Of sny my kop af. Of jaag my weg. Maar as ek vir jou alleen vertel, moet jy my aanvat. Moenie daar sit en kyk nie. Kom sê vir my, ek stem nie saam met jou nie. Dan sal ek die bewyse uithaal en vir jou gee. Dis hoe ernstig hierdie dinge is. Moenie iets byvoeg by die woord en moenie iets weglaat uit die woord nie. Hy is vir ons gegee in sy volledigheid. Jy mag ook nie net 'n deel van die evangelie leer soos baie so doen nie. Moenie net 'n deel van die evangelie. Baie mense fokus net op die wederkoms. Baie fokus net op genesing. Of op dit of dat. Maar weet jy helaas, die grootste verlies in die kerk in alle tye en vandag is die verlies van die geestelike oorlogvoering in kerke. Dit word nie geleer nie. In die wêreld daar buite, mense wat verstand het, sien dit raak en hulle praat daaroor. Waarom veg die kerk nie? Waarom is daar nie oorlog nie? Goed, mag die Here ons genade gee om die verband te sien. Kort na hierdie insident gee Jesus die bevel, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus was met hulle het hom net nie gesien nie, hy het hulle gestaan en kyk, maar hulle het hulle rug op hom gedraai. Moenie Jesus verloor nie. Moenie hom verloor nie. Heilige Vader, ons aanbid U opnuut vir U Seun. Ons aanbid U, Here, vir die wonderlike voorreg om in hierdie tyd te lewe. Die interessantste tyd wat bestaan het. Al is dit chaos, al is daar negatiewe dinge, stryd, oorloë, peste en allerhande dinge. Ons aanbid God. En ons sê dankie dat ons nou mag lewe.
Ons wil nie 'n ander tyd bestaan het nie. U het dit ook so bepaal. Here, al wat ek vra, maak die harte van die kinders warm vir die evangelie en vir verlore sondaars daar buite. Die net is nog nie vol nie. Miskien is daar een wat ek nog moet bearbei, my kinders of wie ook al. Miskien is daar iemand wat ek nog moet na Jesus toe lei. En as daai een in is, dis dalk die laaste een. Gee ons genade om ons roeping te vervul ook in hierdie dag. In Jesus se naam. Amen.